My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Ons gee U die lof, ons gee U die eer, ons gee U die heerlikheid, want U is die opstanding en U is die lewe. Here Jesus Christus, U is die krag, U is die Heilige Gees. Breek hierdie woord vir ons op en oop en plant dit diep in ons harte. Dankie Here. Amen. Dis pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Kom ons ontvang die woord wat die Here vir ons gegee het. Ek wil graag vir ons lees uit die boek van Samuel, waar Dawid gegaan het om Goliat te verslaan. Amen. Nou ek wil graag begin, ek gaan nie die hele verhaal lees nie. Ek wil graag begin daar waar Dawid by Saul staan en hulle sien hy's maar 'n jong seun en ek meen hy kan nie eers die wapenrusting van Saul dra nie. Dit is te swaar of sy swaard of sy dit nie, maar hy is maar net wie hy is. Maar ek wil hê julle moet hoor wat in Dawid was toe hy voor Saul gestaan het en gespreek het. Want dit is iets wat ek en jy na moet strewe, dat hierdie tipe van 'n geloof binne in my en jou moet wees. Want dan sal reëse ook nie voor my en jou kan staande bly nie. Amen. Amen. Goed. Ek lees vir ons uit 1 Samuel 17 en ek lees vir ons van vers 34 af. Hy staan voor Saul. Daarop sê Dawid aan Saul: "U dienaar het vir sy vader die klein vee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom om 'n stuk klein vee uit die trop weg te dra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood." Julle luister, hy's 'n jong seun. Sal jy 'n beer met kaal hande aanpak? Sal jy 'n leeu aan die baard gryp? Dawid het, want vol van geloof en vol van krag, het God se krag, nie sy eie nie, God se krag in hom, het hy hierdie dinge geweet en geweet sy God is met hom en sy God sal hom nie verlaat nie. Nou, hier's die eerste gedeelte wat ek vir jou wil sê is, jou God is met jou, al is jy te swak en al voel jy klein. Jou God is met jou en hy sal jou vooruitgaan en hy sal die stryd vir jou oorwin. Amen. Goed. Nou praat hy met Saul. "U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan." Hy het 'n leeu doodgeslaan, julle. Né? "En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het." Nou daai slagordes van die lewende God, dis mense wat in 'n verbond met hulle God staan en hy het hulle uitgedaag. En ek wil net op hierdie oomblik vir jou sê, deur die bloed van Jesus Christus en die werk wat aan die kruis gedoen is, staan jy in 'n verbond met jou God. En as iemand jou uitdaag, daag hy God uit. En die Here gaan met hom dan maak soos wat hy met Goliat gemaak het. Right, goed. Ek gaan oor 'n gedeelte gaan waar Dawid toe nou by Goliat gekom het. Hoor gou hier. Vers 41. Ook het die Filistyn nader gekom na Dawid en sy skilddraer voor hom uit. En toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag omdat hy 'n seun was, rooierig en mooi van voorkoms. So hy was 'n mooi jong seun. En die Filistyn vra vir Dawid: "Is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom?" En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid: "Kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee." Dit het Dawid nie bang gemaak nie. Julle, hierdie staan hierdie reus voor hom en hy skreeu hoe hy hom nou gaan doodmaak. Dawid's nie bang nie. Hoekom? Hy weet wie sy God is wat in hom is. Hoor hoe antwoord Dawid hom. Maar Dawid sê vir die Filistyn:
Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, en ek sal jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Hy het nog nie 'n klip gegooi nie. Hy het Goliat klaar verslaan. Want hy het in die gees, in die krag van God wat binne in hom is, in geloof in die atmosfeer ingespreek, wat nou gaan gebeur, en hy het nie daarin getwyfel nie, want onthou, hy het die leeu en die beer doodgeslaan. Julle luister gou hier, dieselfde God wat in Dawid was, is in jou. Al wat Dawid geleer, Dawid was nie sterker as hy reus nie naaste by nie. Hy was nie slimmer as hy nie, hy was nie enigiets nie, luister gou vir my. Dawid was vol van geloof, en hy het geweet wie sy God is. En jy het miskien 'n blasende reus voor jou, 'n blasende reus, 'n skreeuende reus, miskien in vorm van finansies, en miskien in 'n vorm van 'n baas, of in 'n vorm van omstandighede, of wat ook al dit is, 'n blasende reus voor jou. Maar ek kom sê vir jou dat die God van Dawid, dieselfde God in jou inwonend is, en as jy net sal begin die dinge aanspreek in die gees, dan sal jy ook met 'n geestelike slingervel begin om hom te swaai, julle, en dan sal jy ook 'n klip loslaat, julle, en jy sal ook, hierdie klip is vol van geloof en vol van krag, sal hy beweeg, en hy sal jou reus tussen die oë slaan. Die woord sê dat die klip het Goliat se hoof binne gedring. Dis nie omdat Dawid so hard kon gooi nie. Ek sê God het agter hierdie klip gekom en hom geblaas, dat hy naderhand soos 'n koel uit 'n geweer uitgegaan het, en hom diep in Goliat se hoof ingedring, en die reus het op die grond geval. Dawid het nader geloop, met die swaard gevat, en sy kop afgekap. O julle, ek kom vandag met die Dawid en Goliat storie, kom ek na julle toe, wat werklik gebeur het, en ek sê vir jou vandag, as jy in die geloof, net sal dieselfde tipe van geloof, my God, wie ek weet wie hy is, wat magtig en kragtig en sterk is, wat my liefhet, wat my ondersteun, want ek behoort aan hom, ek spreek jou my omstandigheid aan, en ek bestraf jou in die naam van die Here, en ek neem gesag oor jou. As jy dit sal begin doen, dan sê ek vandag vir jou, reuse gaan val. En jy sal die swaard van die gees, die woord van God opneem, en jy sal jou reus onthoof, en jy sal in oorwinning in Jesus Christus staan. Kom ons doen dit, en leef ons lewe so, hy wat in jou is groter as hy wat in hierdie wêreld is. Gaan en gedoen dit, gaan en bid, spreek jou omstandighede aan, loof en dank God vir jou oorwinning, in Jesus se naam. Baie liefde, seëning, Pastoor Wally. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.